Here, dit ons begeerte vanmôre, Here, dat ons vir U en U alleen sal lewe. Here, ons wil net vanmôre vir U lewe, Here. Here, ons wil vanmôre gees, siel en liggaam aan U offer, Here. Here, daar is niemand, maar niemand aan wie ons die eer kan bring vanmôre, behalwe aan U nie. Here, U alleen is waardig om geloof en geëer te word vanmôre, Here. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Here, dankie dat U elke dag 'n pad saam met ons loop. Here, sodat ons nie ons voete stamp nie. Here, dat ons nie moeg word nie. Here, dat ons nie mak word nie. Dankie vir dat U die lig op ons pad is om in hierdie donker wêreld waarin ons lewe, die pad vir ons te kom verlig. En daarom bring ons U vanmôre al die lof, al die eer en al die aanbidding. Here, ek kom nou en ek vra waar ons gaan aansit om die woord, Here. Here, dat U ons harte sal oopmaak oor die woord, Here. Here, kom maak my minder vanmôre, sodat U alleen gesien en gehoor sal word. Kom raak my lippe aan met 'n koeltjie van die altaar, dat ek vanmôre niks uit my eie uit sal sê nie. Here, maar dat ek slegs die woord sal verkondig, soos wat U wil hê, kinders moet dit hoor. En aan U kom toe al die lof en die eer daarvoor. En ek verklaar nou dat slegs die Heilige Gees hier sal heers vanmôre. Dat geen ander gees hier welkom is vanmôre nie. Here, en ons bring U die eer vanmôre. En ek sê dankie in die naam van Jesus. Amen. Goeiemôre vir al ons vriende wat inskakel nou, wat later die video gaan kyk, wat later die audio gaan luister. Sit terug vanmôre en geniet die diens saam met ons. Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om vir al die papas te sê vanmôre 'n baie gelukkige Vadersdag. Mag julle die seën van die Here ervaar vanmôre. Hy is ons hemelse Papa. En ek sal nou daarby kom. Ek kom nou alweer vooruit daartoe. Nou dit is so dat op die kalender is 'n dag uitgesit vir Moedersdag, wat my maand is, wat ons verlede maand geselebrate het, wat ons die moeder die eer gebring het. Dan Julie maand is Vadersdag. Nou dit is interessant vir my, dat Vadersdag celebrations val ook saam met Jeugdag, in dieselfde maand. 'n week uit mekaar uit, né? That's interesting. Nou, ek wil vanmôre, ek wil nog graag uitlaat en maak vanmôre pastoor Johan. Mag ek? Okay. Die Here het in hierdie week al met my gepraat. Ek het nou die dag met Johan gedeel, toe sê ek van, weet jy waar, die Here is al klaar besig met Sondag se boodskap. Nou dit is so, dat op Vadersdag, dat die kinders aan die papas die eer bring. Is ek reg? Cool. Wat gebeur op Vadersdag? Ons oorlaai ons papas met geskenke en boodskapies, en vir kinders vir wie dit moontlik is, reis selfs partykeer van een dorp na 'n ander dorp, om tyd in die teenwoordigheid van hulle pa te spandeer op Vadersdag. En om hulle pa te eer, vir een of ander rede. En nou is my vraag vanmôre, kinders, hoekom eer julle julle pa vandag? Is dit net omdat die kalender sê ons moet ons vader eer? En die res van die tyd worry ons nie oor hom nie? As ons gaan kyk, daar's hoeveel vaders wat vandag in ouete huise sit, wat by aftreeoorde afgelaai is, en ons doen nie eens moeite om te gaan sien nie. Of eer jou kinders jou vandag, papa,
vir die materiële dinge wat jy vir hom gee. Eer jy jou pa vandag, kind, omdat jy eendag 'n mooi huis gaan erf, of in 'n grand kar gaan ry wat pa vir jou gaan nalaat, of baie geld wat hy vir jou gaan nalaat, of eer jy jou pa vir die legacy wat hy jou gaan nalaat. Eer jy jou pa vandag vir die voorbeeld wat hy vir jou is. Paas, as jy nou gaan sit en dink vanmôre, en jy sê, sjoe, my kinders is groot, hulle is uit die huis uit, hulle het miskien ver gery vanmôre, om tyd in my teenwoordigheid te kom deurbring. Maar as ek nou net bietjie sit en dink, wat het ek in my kinders se lewe gedoen? Wat het ek vir hulle gegee? Wat het regverdig dat my kinders my eer vandag? Of is dit maar net vanselfsprekend dat my kinders my moet eer, want die kalender sê so? Hoeveel kinders is daar wat hulle paas en selfs hulle maas afgeskryf het oor 'n fout wat hulle ouers in die verlede gemaak het? Dis so, dis feite. Kinders het hulle ouers afgeskryf en gesê, ek wil niks met hulle te doen hê nie, oor 'n fout wat hulle in die verlede gemaak het. En nou kom ek by die spulde beenspaard. As jou kinders vanmôre miskien 10 kilometers of 5 kilometers of 100 kilometers gery het om jou te gaan eer, pa, dan is my vraag vanmôre, as ek dink aan wat my hemelse pa vir my gedoen het, en wat jou hemelse Vader vir jou gedoen het, dan is my vraag vanmôre, hoeveel van julle het vanmôre 'n blok ver gery, of 3 blokke ver, of 5 blokke ver, of 1 kilometer, om vanmôre in die huis van jou hemelse Vader te wees, om aan God die eer te bring vir dit wat hy vir jou gedoen het? Ons doen dit nie. Want ons is te vol van onsself. Ons wil al die eer hê, ons wil al die roem hê, maar ons sien die kans om God te eer vanmôre vir dit wat hy vir ons gedoen het nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat ek en jy nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kinders eer hulle ouers vanmôre vir 'n mooi huis wat hulle gaan erf het, maar ons sien die kans om God te eer vir die ewige lewe wat ons by hom gaan erf nie. Die huis wat Jesus gegaan het om vir ons te gaan voorberei, wat hy al 2000 jaar mee besig is, wil ek vanmôre vir jou sê, dis baie groter, dis baie beter as dit wat jou pa vir jou gaan nalaat. Maar ons sien nie kans om God mee te eer nie. Want ons het te vol van onsself geword. Voor ek verder gaan, die Here lei my. It's time that family starts getting together. Kan ons vanmôre, kom ons staan op ons voete. Kom ons staan. As jou kinders vanmôre by jou is, roep hulle gou. Daar waar jy besig is by die huis, los daai bacon en eiers bietjie vanmôre net vir 2 minute. Net 2 minute vanmôre. En kry al jou kinders by mekaar wat miskien by jou is. As hulle nie by jou is vanmôre nie, kry hulle in jou gedagtes by mekaar. Kinders, kry jou pa en ma vanmôre by mekaar. En in jou hart, kry hulle net by mekaar.
En dan doen ons gou hierdie ding, kom ons wag uit gou vir Etienne, hulle is op pad. Voor ek hierdie ding gaan doen. Kom, roep jou kinders. Roep hulle. Kry hulle by mekaar. Die Here lei my om iets te doen vanmôre. Sjoe. Ekskuus vir die onderbreking. Ons wag net gou, hier's nog mense so dan kom. So beter Johan. Ons wag net gou, hier's nog mense so dan kom. Voor ek hierdie ding gaan doen, want ek dink is belangrik dat hulle hierdie ding saam met ons doen. Môre Charlene, baie welkom julle. Môre Etienne, baie welkom. Ok, skuif maar. Ok, julle wat ek nou gevra het, is dat ons as 'n gesin gou saam staan. Jou ouens by die huis, as jou kinders by mekaar, as jou kleinkinders daar's, vat hulle ook sommer saam. Staan gou in 'n kringetjie. As hulle nie by jou is nie, in jou gedagtes, as jou pa en ma nie by jou is nie, in jou gedagtes, kry hulle in jou gedagtes by mekaar. En kom ons sing 'n gebed vanmôre, wat ons God vra om restaurasie te bring. Johan, lei vir ons in Bind Us Together, Lord. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, close that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. And is why we sing. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bonds that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Amen, julle mag maar sit. Het jy dit jou gebed gemaak vanmôre? Sê Here, bind my familie saam met bande waar die vyand nie kan breek nie. Het jy dit jou gebed gemaak vanmôre om te sê, as die vyand miskien klaar die bande gebreek het, Here, kom herstel in die naam van Jesus. Want God wil sien dat families saam staan. The family that pray together, stay together. En dit is wat die vyand nie wil hê nie. Die vyand het gekom om te lieg en te steel en te verwoes. Maar die Here het gekom dat ons vanmôre 'n lewe in oorvloed kan hê. Ok. Ek het gesê dat God moet geëer word. Ok, maar ons gaan nou daarby kom. Nikkie, ek hardloop baie keer my preke so vooruit, want ek opgewonde raak. Tjoe. Kom ons gaan na Eksodus 20 vers 12 toe. Ek gaan nou eers met die kinders praat. Ek ook. Eksodus 20 vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Kyk, is dit nou net vir ons kinders bedoel? Nee. My vrou sê nee. Ek sê ook nee. As ons sê ons is kinders van God,
dan moet ons hom ook eer. Want weet jy wat? Hy het vir ons 'n land gegee. Ek het nou gesê, God moet geëer word. Ons eer ons aardse vaders, maar ons vergeet om God te eer. Die land wat hy vir ons gaan gee. Waar is die land wat hy ons gaan gee? Daarbo in die hemelse Kanaan. Waar Jesus heen gegaan het om ons 'n plek te berei. Maar ons sien nie meer kans om God te eer vir dit wat hy vir ons gedoen het, besig is om te doen en nog steeds gaan doen nie. En ek wil vir julle ouens sê, net so offline, vir die ouens wat dink gebed werk nie meer nie, I've got to prove of it. Ons woensdae aan bid hier werk vrugte af, Johan. Ons woensdae aan bid hier, die Here dag op, maar hy kom staan nie net in ons midde nie, hy hoor wat ons vra en hy antwoord gebede. Amen. Daar's getuienisse. Johan, goed wat ons woensdag aand voor gebid het, gebede is geantwoord. Amen. En dit is hoekom ons hemelse Vader geëer moet word. Maar, ons moet ook ons aardse vaders eer. Want die woord sê so, en nie net die vaders nie, die moeders ook. Hy sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. Nou op aarde, as ons ouers eer, gaan God ons dae op aarde verleng. Wanneer ons hemelse Vader eer, gaan hy dit nie net verleng nie, dan het ons 'n ewige lewe. Want die woord sê so. Efesiërs 6 sê, amper dieselfde, maar hier's 'n catch. Efesiërs 6 vers 2 tot 4 sê soos volg. Eer jou vader en jou moeder, en dit is die eerste gebod met 'n belofte. Ok? Kom ons gaan aan. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op aarde. So, die woord kom hier en hy sê, as ek my vader en my moeder eer hier op aarde, gaan dit met my goed gaan. En ek gaan 'n lang lewe hê. Nou is my version ook. En ek dink dit is wat God ook wil hê. As hy sê, eer jou vader en jou moeder met 'n belofte, dat dit met jou goed sal gaan, en jy 'n lang lewe op aarde gaan hê. Dan wil ek nou vanmôre hierdie stelling maak en sê, dat wanneer ek God begin eer, sal dit met my goed gaan. En baie keer, dan gaan dit nie altyd so goed nie. Dan moet ek myself die vraag afvra, eer ek nog my hemelse Vader? Eer ek nog my hemelse Vader? Of is ek vol van myself en ek en I? As dit nie goed gaan nie, dan moet jy begin vra, eer ek nog my Vader? Want as ek my Vader eer, sê die woord van God, dan sal ek 'n lewe van oorvloed hê. Dit sal met my goed gaan. En ek sal die ewige lewe hê. Die aardse Vader, as ons hom eer, gaan ons 'n lang lewe op aarde hê. Maar wanneer ons hemelse Vader eer, gaan ons die ewige lewe hê. Nou is my vraag vanmôre, hoekom wil ek die ewige lewe prys gee, omdat ek nie bereid is om God te eer nie? Omdat ek nie bereid is om te doen wat God van my vra nie. Omdat ek vergeet het wat hy van my gedoen het. As ek vergeet het, hy het sy seun gestuur om vir my te kom sterf, toe ek nog 'n sondaar was. Hy het nie eers gewag dat jy hierdie mooi lewe lei en sê, okay, ek dink hy is nou goed genoeg, ek kan nou my lewe vir hom gee. Hy het gesê, nee, ek gee my lewe, sodat hy goed genoeg kan wees. Want ek wil vanmôre vir jou sê, jy is geskape na God se beeld en sy gelykenis, so jy is goed genoeg. Al wat jy nodig het vanmôre, is om God te begin eer.
en jou eie eer bietjie een kant toe te skuif. Die woord van die Here sê ons, as jy my wil volg, verloon jouself en volg my. Raak 'n bietjie van jouself ontslae. Kry jouself uit jou gedagtes uit en kry God in jou gedagtes. 1 Timoteus 1 vers 17. Ek het nie 'n lang boodskap vanmôre nie, ek dink nie so nie. 1 Timoteus 1 vers 17 sê soos volg: aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan die koning van die eeue, the King of Kings and the Lord of Lords, he's the one that has to get the honor and glory this morning. Nou, okay. Kom ons kyk gou-gou bietjie. Ja, ek sal dit na die volgende versie sê. Aan die koning van die eeue, die onsienlike, alleenwyse God. Hoekom alleenwyse God? Want jou wysheid gaan jou in die verkeerde ding inlei. Jou wysheid gaan maak dat jy jou ondergang baie vinnig sien. Jou wysheid maak dat jy die verkeerde besluite neem. En ek het dit al in die verlede gesê, en ek sal dit nog steeds sê, die besluite wat jy vandag neem, moet jy weet, kind van God, dit gaan jou toekoms bepaal en jou toekoms beïnvloed. Amen. Dit het tyd geword, dat jy jou kennis, jou wysheid, die woord van die Here sê, as iemand wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. So vergeet jou eie breins, wat jy dink wat so slim is, want dit is nie so slim nie. Die duiwel sê net vir jou, jy is baie slim. En dan begin jy jouself eer, en jy begin mense eer, en jy begin alles eer, behalwe om God te eer. Dan begin jy vir jouself afgooitjies te kry wat jy kan eer. O pastoor, ek het nie 'n goue kalf nie. Wat kies jy bo God vanmôre? Wat stel jy hoër as God vanmôre? Wat doen jy vanmôre in plaas van om God die eer te kom gee, by jou plaaslike kerk uit te kom, en by die huis van die Here uit te kom, en die Here die eer te gee? Wat se rede dat jy om nie vandag en elke ander Sondag of Saterdag of wanneer jou plaaslike kerkdienste hou, nie by die huis van God uit te kom nie? As jy nie by sy huis uitkom nie, hoe sê jy vir my jy eer God? Jy kan nie sê jy eer jou vleeslike vader, as jy nie daarom so nou en dan vir hom gaan kuier nie. So as jy nie so nou en dan by hom gaan kuier nie, of vir die wat ver is wat nie kan gaan kuier nie, vir wie dit onmoontlik is, stuur daar op 'n WhatsApp nie. Maar ons wil ons geestelike vaders eer, maar vir ons hemelse Vader, wat nie vir ons net 'n paar rand gee nie, wat nie net vir ons so nou en dan 'n sweet gee nie. Hy gee vir ons sy alles, maar ons is nie bereid om ons alles vir ons hemelse Vader te gee nie. Ons is nie bereid om hom te eer nie. En ons het nou gelees, aan die koning van die eeue, the King of Kings, he's the one that deserves the glory and honor. Meer as jou aardse pa. En nou gaan ek vir jou nog 'n bommelet val. As jy nie jou aardse vader eer nie, as jy nie jou aardse vader respekteer, ten spyte van wat foute wat hy in die lewe gemaak het nie, hoe kan jy sê, jy eer God? Ja, maar jy weet nie wat het my pa gedoen nie. Jy weet nie hoe my pa my te nagekom nie. Jy weet nie wat my pa alles gedoen het nie. Ag, sies tog sy.
Het jy al ooit gehoor? Jy het al ooit gelees? Wat sê die Bybel? Jy moet hom 70 maal 7 keer vergewe. Al sit jou pa op 'n ashoop. Miskien het jou pa net iewers in sy lewe verkeerde besluite gemaak. En miskien het hy al die prys daarvoor betaal. Maar dit gee jou nie die reg om jou aardse pa te onteer nie. Want die woord van die Here sê, die oordeel kom jou nie toe nie. Want dieselfde oordeel waarmee jy oordeel, gaan God jou oordeel. Want moet nie vir my sê, jou pa het foute in die lewe gemaak, en dit het hom miskien hier te staan gekom, of hy het nog nie besef, hy maak 'n fout nie. Sy fout het nog nie tot hom deurgedring nie. En dan wil jy nou vir my sê, jy het geen foute gemaak nie. Jy's foutloos, jy's holy. Die woord van die Here sê, hy wie sê dat hy geen sonde het nie, bedrieg homself. So as jy vir my vanmôre sê, jy het nie foute nie, dan lieg jy vir jouself. So hoe kan ek weier om my aardse pa te eer, oor foute wat hy gemaak het, maar ek is alright, my foute tel nie, my foute maak nie saak nie. So dan moet jy God ook afskryf, want jy het ook foute gemaak. Toe! Weet jy wat? God het nie 'n fout gemaak, toe hy jou gemaak het nie. God het nie 'n fout gemaak, toe hy gedoen het wat hy vir jou gedoen het nie. Hy het nie 'n fout gemaak, toe hy vir jou aan die kruis van Golgotha gesterf het nie. Dan is my vraag vanmôre, hoekom eer jy nie God nie? Want as jy nie jou aardse vader eer nie, sê ek nou vir jou, jy kan nie jou hemelse vader eer nie. Sorry. Sjoe, na Johan, ek trap op die tone, maar Johan sê, Johan het my geleer, as ek op jou tone trap, is jou voet op die verkeerde plek. So as jou voet op die verkeerde plek is, dan beter jy om vinnig op die regte plek kry, anders gaan ek ander op jou tone trap. Ek gaan na die volgende versie, gaan ek gou 'n paar interessante goed met jou deel. 1 Korintiërs 10, vers 31. Ek moet nou eers mooi kyk, ek het daai dag raas gekry, ek sê, pastoor, jy skiep die skrifte. Ok, 1 Korintiërs 10 vers 31. En hierso is 'n powerful een. Hierdie is die een. As jy nou dink jou die pastoor het jou nou pak slaag gegee vanmôre, watch this space. Hoor hoe gee hierdie skrifgie vir jou pak slaag vanmôre. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê soos volg: Of jy dan eet, of drink, of enige iets doen dit alles tot verheerliking van God. Sjoe, dis powerful, né? Die woord sê hier, alles wat ek doen, moet ek doen tot eer van God. So as ek in die môre my oogies oopmaak en ek borsel my tande, dan moet ek dit doen tot eer van God. En ek gaan nou vir jou sê, hoe eer ons God? Ek gaan nou daar by daai stil staan. Boetie, as jy werk toe gaan, doen dit tot eer van God. Wat doen ons? Nou moet ek alweer vanmôre 3:30 opstaan. Och, dit is so vroeg, kan ek nie maar net nog 'n bietjie gelê het nie. Ek moet nou die tyd van die oggend gaan werk. Jy is buite die wil van God. Want daai werk, wat jy so oor moan en groan, het God vir jou gegee. Jy het nie die werk gekry omdat die baas jou gelike het nie. Jy het die werk gekry, omdat die dag toe jy instap vir die onderhoud, toe stap die Heilige Gees saam met jou daarin. As dit nie vir God was, het jy die werk gekry nie. Soos as jy jou huis skoonmaak, moet jy dit doen tot eer van God. Nou is 'n ander versie wat sê, wat jy ook al doen in woord of in daad, doen dit alles tot eer van die Here. Alles wat ek doen, of ek eet, of ek drink, moet ek dit doen tot eer van God. Hoe doen ek dit tot eer van God? Deur dit wat ek doen, te doen asof ek dit vir God doen.
Johan, Google gou vir ons die versie. Daar's 'n versie wat dit sê. As ek kos maak, moet ek dit doen asof ek dit vir God doen. En ek weet, my vrou doen dit, dis hoekom ek so lekker lyk. En Johan lyk ook so mooi, want hy doen dit, as hy vir homself kos maak, dan doen hy dit ook, asof hy dit vir die Here doen. As jy by die werk is, en jy werk, moet jy, die woord van die Here sê, doen dit asof jy dit vir God doen. Nie vir jou baas nie, jy doen dit vir God. Jy moet kry, Johan. Kolossense 3:17. Ok, wacht, ek gaan vir jou die mic bring, en lees jy ook vir ons. Hoor gou wat sê hierdie versie. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Amen. Doen dit tot eer van God. As jy op 'n Sondagmôre opstaan, is my vraag, my lewe getuig dit van die eer van God. Wat jy doen, in woord of in daad. As ek met my kinders praat, moet ek met hulle praat, asof ek met God praat. Kinders, as jy met jou ouers praat, moet jy met jou ouers praat, asof jy met God praat. En as ons dit begin doen, dan begin ons God te eer. En dan sal dit met ons goed gaan, ons het dan nou gelees, eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed sal gaan. Maar ons doen dit nie. Ons doen nie alles wat ons doen tot eer van God nie. Ons doen dit vir eie eer, ons eie eer. Ek wil alles doen wat ek wil die roem hê. As ek iets by die werk doen, dan wil ek dit doen, sodat my baas my op die skouer pat en sê, oeh, jy het dit mooi gedoen, oeh, jy het hard gewerk vandag. Nee man, weet jy wat, ek wil dit doen, sodat God my op die skouer tik en sê, awesome, jy het dit gedoen tot my eer, dit sal met jou goed gaan. Die vraag is vanmôre, eer ek nog vir God? Ok, ek gaan gou vir jou sê, ek gaan gou vir jou so vinnig 'n paar guidelines gee, hoe om God te eer. Die eerste manier om God te eer, is om te sê, ek het die Here my God lief, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, en alles wat binne in my is. As ek dit kan bely, dan eer ek God. Tweede, ek het my naaste lief, soos myself. So as ek die Here my God lief het, met my hele hart, my siel, my hele verstand, en alles wat in my is, en ek het my naaste lief soos myself, dan eer ek God. As ek nie vir my naaste lief is nie, eer ek nie vir God nie. Sorry. Want dit is die gebod wat God vir ons gegee het. En Jesus het dit vir ons kom herhaal in die Nuwe Testament. Tweede manier, hoe eer ek nog God? Dit wat ons net nou gedoen het, wanneer ons prys en worship. Eer ons God, wanneer ons prys en worship. Of, sing ek maar net, omdat het lekker is om te sing. Die wêreld sing omdat het lekker is om te sing. Ons moet sing om God te eer. Maar baie van ons sing net want het is lekker om te sing. Ons sing net omdat het nou tyd is om in die kerk te sing. Ag, sies toch sy mee, mis die punt hoor. Die derde een, om God te eer. Johannes staan in die Bybel nie, dis pastoor se versie hoor. Maar dit is, jy help my reg as ek verkeerd as jy mag hoor. Die derde punt, om God te eer, is om sy woord te eer. Want as ek nie God se woord eer nie, dan eer ek hom nie. Want ek moet God se woord eer om hom te eer. Ek moet doen wat hy in sy woord vir my sê, dan eer ek hom. Die woord sê, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. So as ons Here, Here, en ons doen nie wat hy sê nie, dan eer ons nie sy woord nie, en ons eer nie vir God. 'n 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 'n
Weet jy dit? So, dit is nou maar 3 vinnige dinge is om God te eer. Liefde, jou praise and worship, sy woord, en wat is die belangrikste in die 4de een? My lewe. Ek moet God eer met my hele lewe. My lewe moet van eer en heerlikheid teenoor God getuig. Kom terug wat ons nou gesê het. As jy eet of drink of wat jy ook al doen, doen dit tot eer van God. So my hele lewe, my hele bestaan moet van eer tot God getuig. I must start to serve God with an attitude of gratitude. Ek moet God begin eer. My lewe moet van dankbaarheid getuig. My lewe moet van die eer van God getuig. Dan sal dit met my goed gaan. Dan alleen sal ek die ewige lewe beerwe. Want ek kan nie, wat sê, bekeer jou, laat jou doop, daar's paar goedjies wat die Bybel sê wat ek moet doen, om ewige lewe te beerwe. Nou, al daardie goed, saamgevat, ek moet erken dat Jesus gekom het om vir my sonde te sterf. Ek moet my lewe vir hom gee. Ek moet hom erken as my verlosser en saligmaker. Ek moet erken dat God my voorsiener is. Is dit nie alles om God te eer nie? So alles, en ek kom terug na wat ek gesê het, jy moet God se woord eer. Dan outomaties eer jy God. Daar is soveel klein goedjies. Ek het Johan net al baie daaroor gepraat. Die Bybel sê, as jy dit doen, of as jy dit nie doen nie, sê jy die koninkryk van God nie ingaan. So as ek dit nie doen nie, beteken dit ek eer nie vir God nie. Want as ek hom eer, sou ek het gedoen het. As ek die dinge wat ek doen, nie tot eer van God is nie, dan eer ek God nie. En dit is gevaarlik, mense. Dit is gevaarlik om God nie te eer nie. As jy jou aardse pa nie eer nie, dan gaan hy miskien bietjie vir 'n paar dae dik wees vir jou. As jy nie vanmôre vir hom gestuur het, gelukkige Vadersdag, jy gaan hy bietjie ongelukkig wees. Of as hy weet jy kom by hom uitgekom het en jy kom nie by hom uit nie, gaan hy dalk bietjie ongelukkig wees. En miskien het jy vir hom vanmôre 'n mooi geskenkie gekoop. En dit maak sy hart bly. Nou is my vraag vanmôre, wat maak God se hart bly? Nie 'n geskenkie nie. Die enigste geskenk het hy vir jou gegee, jy het nie nodig om vir hom 'n geskenk te gee nie. Al wat jy vir God moet gee vanmôre, is jou hart vir hom gee, jou liefde vir hom gee, en hom te eer bo alles. En in alles, en deur alles. Is jy bereid om God te eer vanmôre met jou lewe? Ek gaan afsluit met Matteus 15, vers 8. En dit is Jesus self wat hier praat, né? Hoor wat sê hy? Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Dit help nie, ek wil God eer met my lippe nie. Dit help nie, wanneer ek op 'n Sondagoggend, wanneer ek ons praise and worship, die liedjie te sing, omdat dit 'n mooi liedjie is nie. Dit help nie as ek al by die huis is, en ek sit lekker praise and worship musiek op, en ek sing daar net so lekker saam. So 'n mooi liedjie. Daai woorde, Johan, dis sulke mooi woorde. Maar, wanneer ek dit sing ek dit omdat hy kunstenaar het sing? Of sing ek dit om God te eer? Dis wat praise and worship is. Lofprys en aanbidding. Dis die Afrikaanse naam. Ek sukkel altyd met daai. Lofprys. Lofprys koning Jesus. Aanbid
aanbid hom in gees en in waarheid. Johannes 4:24 sê, God is gees en wie hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. In waarheid, nie in lippetaal nie. In waarheid. My lewe moet van dankbaarheid en eer aan God getuig. My besluite wat ek neem, moet God eer. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. As ek hom nie in al my weë ken nie, dan eer ek nie God nie. Sorry, ekskuus, naam. As ek nie doen wat God van my verwag nie, as ek nie doen wat die Bybel vir my sê, ek moet doen nie, die voorskrifte wat God vir my nagelaat het nie, dan eer ek nie God nie. En dan gaan dit nie met my goed gaan nie. Die woord sê so. Hy sê, as jy jou vader en jou moeder eer, dan sal dit goed gaan. Wanneer ek God eer, sal dit met my goed gaan. Maar ons mis die punt, omdat ons nie meer bereid is om God te eer nie, want ons is te vol van onsself. Ons wil alles eer, behalwe God. Ons wil ons tyd dan op alles spandeer, behalwe om het in die teenwoordigheid van God te spandeer. Ek het vroeër gesê, en kinders moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek judge julle nie. Dis awesome. Dis pragtig om vandag saam met jou ouers te wees, om saam met jou pa te wees, om op te gaan eer. Om vir hom te gaan sê, dankie, pa, wat jy tot hier toe vir my gedoen het. Pa, dankie vir die pa wat jy is. Maar nou is die vraag op pa, wat se pa is jy? Is ek die pa wat eendag vir my kinders gaan het skatryk erf? Of is ek die pa wat vir my kinders 'n legacy gaan nalat? Wat het Jesus kom doen? Hy het vir ons die ewige lewe kom nalaat, maar ons kan hom nie eer nie. Maar ons wil die pa wat vir ons 'n mooi huis of baie geld gaan nalaat, ons wil hom eer. Wat nie verkeerd is nie, eer jou vader en jou moeder, ons het gesien. Nou as ons vaders op aarde eer, hoeveel te meer is dit nie nodig om God te eer in alles wat ons doen nie, in ons lewe God te eer nie. Ons wil ons paas al die eer gee, maar wanneer dit by God kom, wil ons hom met ons lippe eer. Dis maklik om vir my te sê, Nikkie, ja, eer die Here, ek is so lief vir hom. Maar my lewe getuig nie van die eer vir God. My besluite wat ek neem, die dinge wat ek doen, die gedagtes wat ek dink, die woorde wat ek spreek wanneer ek tussen my vriende is, die goed wat ek na luister wanneer ek tussen my vriende is, getuig nie van die eer wat ek sê, wat ek vir God het nie. Die Here sê, kom vanmôre en hy sê, as jy wil hê dit moet goed gaan, as jy wil sien dat dinge in jou lewe verander, as jy wil sien dat jou paaie begin gelyk word, as jy wil sien dat ek die lig is wat vir jou die pad verlig, begin my te eer. Moenie God met jou lippe eer, terwyl jy ver is van hom af nie. Kom naby en eer hom met jou hart. In vers 9 kom Jesus, en hy gee Jesus paksla, nie ek nie. Ek het die Heilige Gees gee, en ek gaan van my geheeltyd paksla vanmôre, ek dink ek. Want hy praat met my ook. Vers 9 sê, maar, ons het gesê, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Nou kom Jesus, en hy sê, maar vergeefs, vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Die Here sê, as jy dink jy eer my met religion, is te vergeefs. Jy mors jou tyd, los dit. Moet dit nie doen nie. Want dit is wat religion is. En kind van God, kom ek vertel gou vir jou, daar's 'n groot verskil tussen religion en 'n verhouding met God. Religion is wanneer ek alles doen wat die kerk sê ek moet doen. Ek hou die konstitusie van die kerk. Ek hou by die kerk reëls.
Die kerkreël sê, ek moet 'n langbroek aantrek en 'n baadjie en 'n das en sussie, jy moet 'n hoed opsit. Daar is kerke wat dit nog steeds glo, hoor. Hulle doen dit nog steeds. En jy moet die en jy moet daai doen. En die kerkreël sê as ons in die oggend inkom, dan moet ons eers gaan open met gebed en dan moet ons sing en dan moet ons na die woord luister en dan moet ons dit doen. Dis wat mense sê. Dis religie. 'n Verhouding met God sê, ek laat toe dat die Heilige Gees my lei. En vir die ouens wat nou al 'n pad saam met my kom, weet, ons trek sommer die party oggende weg aan praise en worship ons, dat ons nog nie so op met gebed nie. Ons het al woord bedien voordat ons gepraise en worship het. So Johan, onthou jy? Ons het al nagmaal gehou voor die diens begin. Of voor ons gepraise en worship het en woord bedien het. Dit is om 'n verhouding met God te hê. Wanneer my ore oop is om te hoor wat die Heilige Gees vir my sê om te doen. Maar wanneer ek doen wat die kerkreël sê, met daai ou oomies met die dik brille en die silverpaker penne op 'n stuk papier geskryf het, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy mag nie dit doen nie, jy moet nie dit doen nie, dan is ek vas in religie. En dan sê die woord van die Here vanmôre, vergeefs. You're wasting your time. Mag ek 'n uitlating maak? As jy kerk toe kom, of kerk toe gaan, om by kerkreëls en konstitusie vas te hou, mors jy jou tyd. Moet nie kerk toe gaan nie. Lê sommer in die bed. Slaap lekker. Want die Bybel sê, vergeefs. Vergeefs beteken verniet. Time wasting. Maar as jy kerk toe gaan, omdat jy in 'n verhouding met God is, omdat jy God wil gaan eer, dan moet jy eers by die kerk wees en heel voor in die kerk sit. As hy, Johan like daai een. Johan, tap ek jou nou op die skouer. Maar dit is hoe dit werk. 'n Verhouding met God beteken, ek sien uit daarna om dit te doen. Dit is nie vir my 'n straf nie. Dan kan ons, Johanna die ander aand by die bid hierdie uitlating gemaak, dit is so lekker om die Here te dien. Nou wanneer dit vir jou lekker raak, dan is jy nie 'n religie nie, dan is jy 'n verhouding. Maar wanneer dit vir jou lekker raak, as die pastoor of die dominee jou so op die skouer tik, of hy streel jou so oor die ore na, jy is so raai, jy is so oulik. Hardloop weg, want jy is besig met religie. Jy is besig om religie aan te hang. Jy bring die religie eer en nie vir God die eer. Die Here kom vanmôre en hy sê, ek soek die eer. As jy kyk, wat het ek vir jou gedoen? Dan soek ek die eer. En, net so van interessantheid, ek sluit ek af. Hier's ouens, wat op sosiale media onlangs die uitlating gemaak het, wat gesê het, hoekom wil God altyd geprys word? Hoekom wil hy altyd die eer hê? Ai, regtig, as jy daai vraag nog vra, dan wil ek vir jou sê, dat jy nog nie in 'n verhouding met God is nie. Jy het nog nie gesien, of jy het nog nie ervaar, wat God vir jou gedoen het nie. Jy het nog nie 'n ontmoeting met God gehad nie. Die Heilige Gees het nog nie begin om jou leefstyl te bepaal nie. Want wanneer dit gebeur, wanneer jy tot die besef kom, maar alles wat ek het, alles wat ek ontvang, my hele lewe het ek van God ontvang. My salaris wat ek kry ek nie omdat ek goed is nie, ek kry dit omdat God goed is. Elke ding wat as ek om my kyk, Johan het daardie dag weer gepraat van Marakeli wat so pragtig is en dan besef hy, kyk wat het God vir ons gegee. As jy op daai punt is, dan begin jy God die eer gee. En dan besef jy, hoekom wil God al die lof en al die eer hê. Want hierdie natuur kon jy nie maak nie. Jou God wat jy aanbid, jou afgootjie,
wat jy so aanhang, in plaas van om God aan te hang, kan nie dit vir jou maak nie. Jou afgooitjie wat jy so aanhang, kan nie vir jou die vrede en die vreugde wat God sê, wat alle verstand te bowe gaan, vir jou gee nie. Dit bring jou genot vir 'n kort tydjie. Die Bybel sê, die genot van hierdie wêreld is vir 'n kort tydjie. Maar die genot, die lekker om die Here te dien is forever. En weet jy wat? Jy kan so lank nou al begin om lekker te prys en worship as jy in jou plaaslike kerk is. En dis ook om jy in kerk toe gaan, dis een van die redes wat jy kan leer om te prys en worship. Want wanneer ons in die hemel kom, kan jy nie met jou mond vol tande staan nie. Want die woord van die Here sê, hierdie ouens wat so stil is, dan gaan daarom vir jou 10 minute in die hemel wees, hoor. Ja, dan gaan vir ook 10 minute in die hemel wees. Want die woord van die Here sê, gaan net 10 minute stil te wees. En daarna gaan die halleluja soos dolmers laatlik. So dis 'n goeie ding om kerk toe te gaan. Dis een van die goeie redes hoekom jy om kerk toe gaan, sodat jy kan so lank leer om te prys en worship. Ek is nou weer heeltemal van my boodskap af. Maar dit is so lekker, dalk wil die Here hê jy moet dit weet. Dit het tyd geword, dat ons begin, 'n lewe, wat tot eer van God is. Amen. Kom sê. Here, kom vanmôre na U toe, Here, en ek vra, Here, as ons miskien nog goedjies het wat ons aanhang. Here, as ons besluite neem, as ons dinge doen wat nie tot eer van U is nie. Here, kom vanmôre en ek vra dat U met die Heilige Gees vanmôre ons sal lei. Here, help ons om daardie goue kalwe stikkend te slaan, Here. Here, dat ons sal ophou om die eer op die verkeerde plek te gee. Here, dat ons sal ophou om te lewe vir eie eer. Here, maar dat ons sal begin lewe tot eer en verheerliking van U naam. Here, dat ons alles wat ons doen, sal doen tot eer van U naam. Here, dat ons U sal begin eer as 'n hemelse Vader, wat vir ons alles gegee het, wat sy eniggebore seun vir ons gegee het. Here, en dat ons altyd sal onthou, dat ons U moet eer, from the moment that I wake up, till I lay my head to rest at night to sleep. Lord, that I will bring You the glory and the honor. Here, dat ek die lof en eer en die aanbidding vir U sal gee wat U toekom. Die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God. Here, dat ek dit altyd sal doen, Here. Here, help my, want ek weet die duiwel wil mense keer om dit te doen. Die vyand bring goed op die mense se pad wat vir hulle reg lyk. Here, en ek kom vanmôre en ek vra, Here, dat ons so vol van die Heilige Gees sal wees, dat daar nie plek is nie. Here, dat U so hard besig sal wees om met ons te praat, dat daar nie tyd is om na die stem van die vyand te luister nie. Here, maar dat ons altyd sal oop wees. Vestig ons hoop en ons gedagtes op U, Here. Here, sodat U die Alfa en die Omega, die begin en die einde in ons lewe sal wees. En dat U en U alleen die eer sal kry. En ek sê dankie daarvoor. Here, kom, skep op ons, in ons 'n nuwe hart, Here, nuwe gedagtes. Here, sodat ons waarlik aan U die lof en eer sal bring. En ek sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. En nou, die ander rede, of die hoofrede, wat ons het om God te eer, is die feit dat hy sy lewe vir ons gegee het. Dat hy sy seun gestuur het en gesê, go and pay the price. En die feit dat Jesus gesê het, stuur my, ek sal dit doen. Wat tot die dood toe gehoorsaam was. Ons kan nie eens altyd in die lewe vir 10 minute gehoorsaam wees nie. Jesus is gehoorsaam tot die dood. En hy kom betaal die prys. En dit is die grootste rede hoekom God die eer moet kry en nie die mense nie. Want geen mens so het vir my gedoen het. Daar's niemand wat sal sê, ag, ek sal sterf sodat hy kan lewe nie. Maar Jesus het dit kom doen. God stuur sy eniggebore seun
sodat ek kan lewe, sodat ek nie hoef verlore te gaan nie. Maar ek het vanmôre die keuse wat ek moet maak, en elkeen van ons het vanmôre die keuse om te maak, en wanneer ons aansit om die nagmaaltafel, moet ons die keuse maak, doen ons dit uit religion uit, tradition uit, of doen ons dit vanmôre tot eer van God. Ek wil vanmôre hierdie tafel gebruik, die broodjie en die sap, tot eer van God. Ek wil God eer vir die prys wat betaal is vir my. En as jy dink, die prys was nie goed genoeg vir jou nie, is dit jou saak. Ek dink, it's all we need. Onthou, in die Ou Testament het mense offers gebring. Hulle het lammetjies geslag, en bokke geslag, en duwe geslag, en al die goed geslag, en geoffer. En weet jy wat? Nie een van die diere, nie een van die lammetjies wat geslag is, nie al die lammetjies saam, se bloed, kon vir mense die ewige lewe gee nie. Nie al die lammetjies se bloed, kon hulle verlos van sonde nie. Nie al die lammetjies se bloed, kon die magte van die hel breek nie. En die perfekte lam, een lam, kom, en sy bloed doen dit alles. Een lam, die volmaakte lam, sy bloed kom doen, wat al die lammetjies in die Ou Testament se bloed nie kon doen nie. Dis powerful. So, hoekom gebruik ons die nagmaaltafel vanmôre? Religion of relationship? Ek dink ek gebruik dit vanmôre vir 'n relationship. En ek dink, as jy wil, dan kan jy nie dwing nie, dis jou keuse. Maar ek dink dit het tyd geword, dat wanneer ons om die tafel aansit, dat ons religion een kant toe skuif, en relationship aangryp. En ek wil vanmôre, ek praat vir myself vanmôre, dat wanneer ek om die tafel sit, wil ek sê, Here, kom renew my relationship. Here, kom vat religion weg, en kom hernie my relationship. As jy daar by die huis is, en jy wil saam met ons die nagmaal gebruik, as jy welkom om vir jou 'n broodjie en 'n sappie of 'n teetjie of 'n koffietjie te kry, daar is nie 'n voorskrif in die Bybel wat sê wat jy moet gebruik nie. In die tradisionele tyd het hulle die wyn gebruik in ongesuurde brode. Daar is nie 'n reël of 'n voorskrif wat jy moet gebruik nie, maar daar is 'n voorskrif hoe jy dit gebruik. Tot eer van God. Here, kom en ek sê dankie, Here, dat ons vanmôre kan aansit om die tafel ook, Here. Here, kom seën hierdie brood en hierdie sap aan ons liggame. Here, ek wil vra, begin by my, Here. Here, verwyder as daar nog enige teken van religion in my lewe is, kom verwyder dit en kom hernie die relationship met U, Here. Here, kom seën dit nou, wanneer ons dit gebruik, dat ons dit nie uit tradisie of uit religie uit sal gebruik nie, maar dat ons dit vanmôre gebruik tot eer van U grote naam. En ons eer U, dat daar 'n tafel vir ons gedek is, 'n liggaam wat vir ons gebreek is, en bloed wat vir ons gestort is, om 'n nuwe testament te teken, 'n testament, waar ons mede-erfgename van Jesus Christus geword het. En dit is meer as ooit 'n rede om U te eer vanmôre, om U al die lof en al die eer te bring vanmôre. En ek sê dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Amen. En nadat hy gedank het, en brood gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit, tot my gedagtenis. Doen dit, tot eer van die Here. Hy het ons gesê, of ons eet of drink, doen dit, tot eer van God. Soos ons vanmôre die broodjie eet en die sappies drink, kom ons doen dit tot eer van God. Nie tot eer van spontaan Pinksterbeweging of enige ander kerk vanmôre nie. Doen dit vanmôre tot eer van God. Amen. Nou kan jy dan net weggeloop so wie Salome.